hoe julle mekaar se liefde kan toets, guys. Hoe meer julle by mekaar gaan wees, vra vir jouself, gaan dit nog steeds waardevol is vir jou, you know? Because hoe meer jy ding gebruik, hoe minder waardevol raak het. Nou as jy by 'n persoon bly nie, jou meisie of okay, as julle mekaar langer gaan hê, dan gaan die liefde minder en minder raak. You know, dat is hoe het werk, guys. Audio Jungle. Hello guys, I hope you is good, man. I hope you guys are good. So vandaag guys, is nog een belangrijke video wat ik vandaag veel wil maken, man. You know, en ik hoop jullie gaat antwoorden of jullie gaat zien. Because dit is een baie belangrijke eentje, you know. Want baie van ons raak gewoon aan die hebet. Kijk, nou veel gaat lezen, you know. En wil jullie hem gewoon raak aan die hebet, man. Because een hebet is iets wat een actie in bekomt, een actie. Is iets wat deel van je leven gaat bekomen. So, ik ga nog veel verdelen. De eerste ding wat ik wil jullie moet doen. Ga subscribe het channel. Ga like het channel. En ga komen daar wat jullie nog willen. If you want to know when something is valuable, is get used to it. After you get used to it, will it still be valuable to you? If something is worth holding on to, is when you get used to it. And if it's still valuable, it's the same as love. So okay, ik in Engels en gelezen, hè. Omdat ik al die gaves van God af in Engels en weet je hoe krijg ik het van hoekom krijg al die gaves van God in Engels? Ik kan niet veel zeggen. Wat ik nog veel over sê is guys, hoe is ons gaan neig om gewoon te raak. Like different stuff, man. Daar kan liever daar raak ons gewoon aan dit, raak gewoon aan dit. Nou whenever jy gewoon raak aan iets, you know, dan wordt het deel van je leven, you know. Maar je kan niet jy vra vir jouself af sometimes, no. Yo, ik het nie verwag, ek gaan dit sien, ek het nie verwag, ek gaan, because jy leer jou lichaam, jy leer jou gedagtes, om dieselfde ding te doen elke liewe dag. Nou hoe jy kan weet, of iets, nog steeds waardevol vir jou kan wees, jy praat nog van liefde. So as jy nou, een persoon in jou leven het, ne, en jy vra vir jouself af, nou, hoe kan ek weet of die verhouding waardevol is, man? As je verhouding nie waarde daaraan nie, guys, as je verhouding nie waarde daaraan nie, dan is het nie waardevol. Nou, as het nie waarde daaraan, dan is het nie waardevol. Die topic nie is baie eenvoudig, man. En baie van julle kyk het mis. Hoe jy kan weet as iemand, hoe jy kan weet die situasie waarin jy is waardevol is. Raak gewoon daaraan. You know? Dis dieselfde met, as jy nou meisie toe gaan, of as jy nou ookie toe gaan, dan raak jy gewoon aan mekaar, sien mekaar elke dag. Ik beloof jullie, hij gaan niet lang gaan. Die relationship gaat niet lang gaan. Because hoe gewoon je aan die ding raakt, ne? Hoe groter is die kansen dat het weer van elkaar af gaat schieten. Because die is je rechte verhouding, guys. Because een van jullie twee gaat moe van elkaar. Als jullie de rechte persoon van elkaar is. Als je die waarde van iets wil hebben. Als je die waarde. Maar is appels ja, het tikkie wat je daar. You know, as you know original tikkie daar en een fake tikkie daar. Nou dra die original en die fake tikkie elke liewe dag. Dan toets je het. En vraag je vir jouself, nou wat die tikkie gaan nou vir my langer hou? Wat die tikkie gaan nie af, wat die tikkie gaan nie breekie? Wat die skoen gaan nie breekie? Of course die fake skoen gaat breek. You know, because sometimes nie, like die fake skoen en die real skoen en die rechte skoen en die fake skoen dieselfde. You know? Maar die enigste way hoe jy gaan uitvind. Ay man, nou wat die ene is dan op fake en wat die ene is recht. Die enigste way jy oors kan uitvind of hy tikkie recht is of fake is. As dat jy die tikkie moet aantrek. En dan compare jy die tikkie, die twee tikkies met dieselfde hoeveelheid. Daar jy die tikkies gebruik het. Die rechte tikkie gaan langer hou, guys. Die fake tikkie gaan nie lang hou nie, because as 'n fake tikkie. Maar ons kyk mos die tikkies van, joh, nou is 'n regte tikkie, maar ons weet nie vir onsself. Ons ken nie die verskil tussen reg en fake sometimes nie. Van die regte ding en die fake ding, appear altyd dieselfde. Hulle lyk dieselfde, suiker en sout lyk dieselfde, guys. Maar as jy hom gaan taste,
daar gaat jy vir jouself sien, hy maar hy seker en baie sout. Ons moet net experience guys. So wanneer ook al jy nou in 'n verhouding is, né? En die twee persone en jy en jy oukie of jy oukie en jy hoe meer gewoon jy en 'n persoon raak. Jy praat nou van julle sien mekaar elke dag. Jy nou meisie gaan oral. Jy nou julle gaan winkel toe, julle gaan dorp toe. Julle doen alles saam. Nou vra julle dit af, né? Gaat jy nog steeds die persoon waardevol hanteer? Gaat jy nog steeds die persoon met waarde kyk? Gaat jy nog steeds my persoon met liefde kyk? You know? Want hoe meer jy by 'n persoon is, né? Because dis hoekom is baie huwelike nie vir almal nie. You know? Party mense moet maar net single bly, party mense moet maar net nie trou nie. Want trou is nie vir almal nie, guys. Trou is eersdagse dinge, gaan verboen wat jy met 'n persoon skep. Dit moet goed. Dit is 'n lang pad, guys. You know? So, hoe julle mekaar se liefde kan toets, guys. Hoe meer julle met mekaar gaan wees, vra vir jouself, gaan dit nog steeds waardevol is vir jou. You know? Because hoe meer jy ding gebruik, hoe minder waardevol raak het. Nou as jy by 'n persoon bly nie, jou meisie of oukie, as julle mekaar langer gaan hê, dan gaat die liefde minder en minder raak. You know, dat is hoe het werk, guys. Maar ons moet elke keer vind, onsself afvra, hoekom het ek in die eerste plek na? Wat was die rede hoekom ek in die eerste plek met daar in 'n verhouding gestap het? Nou baie van ons vergeet die eerste moment toe ons mekaar ontmoet het, of die eerste jaar wat ons mekaar gehad het, of julle gaan nie terug aan die begin toe, guys. Julle moet julle self remind, nee man, ek weet my liefde raak nou op, maar liefde is 'n gevoel. Daar is julle ook verkeerd, guys. Liefde is 'n gevoel. Die gevoel kom laaste, maar die dinge wat jy doen, create die gevoel. Die dinge wat jy vir 'n persoon doen, you know, dit wys vir die persoon, nee, hy dink aan my. Jy gaan vir die persoon sê, nee, so hy was lief vir my, so sy is lief vir my, sy dink aan my, you know, sy doen vir my goed sonder dat ek vir haar vra. Hy is liefde. Sacrifice jou tyd vir haar, sacrifice jou tyd vir hom. Liefde is sacrifice, guys. You know, jy wil hê julle moet hy konsep verkeer dit nie, man. Hoe langer jy by iets is, hoe minder waarde gaat dit hê. You know, as ek nou die baadjie, klomp kere daar, ek tram elke dag, ek tram skool toe, ek tram waar ook al, ek tram oral, tram sommer, dorp toe. Die baadjie se waarde gaat daal, guys. Hy gaat nie met dieselfde prys kos nie. As jy die regte persoon, dis hoekom ons as mens, ons kan nie gekom word nie. You know, ons is 'n different product. You know, dis hoekom ons is special is, guys. Dis hoekom daar nie 'n namaaksel kan wees as dit kom by 'n mens. 'n Mens, hulle kan nog mense maak, maar hulle gaan nie 'n mens maak vir sy nie. Wat ek nou eintlik vir julle wil sê is, guys, as jy nou by verhoudings kom, you know, ons kan altyd, like, as jy nou met iemand uitgaan, ne, en julle sê nog mekaar, nee, ons moet mekaar space, man. You know, en die een wil vir jou sê, hoekom, dan is dit fine, dan weet jy die slimmer, dan weet jy die intelligent, en dan sê jy, kyk hier baby, ek weet, ja, ek nog 'n bietjie moeg van my, you know, maar kom ons gaat in die begin, man, hoe was dit in die begin, hoekom moet ons besluit, ons gaat in 'n verhouding tree, you know, maar julle moet besef, guys, julle gaan moeg raak van mekaar, maar julle moet altyd terugkom te sê, kyk hier, nee, jy weet is tough, jy weet is difficult, you know, maar ons kan nie toelaat dat 'n gevoel, want 'n gevoel, ne, is iets wat kom en gaan. So as hy sê, dit is lief vir my, moet nie vir my sê nie, man. Hy kom agterna, sê vir my, jy waardeer vir my. Hy sê woorde wat vir my laat weet, okay, nee, dit is lief vir my. You know, because as jy sê, ek is lief vir jou, daar is met 'n paar woorde wat niks beteken sometimes, because mense gebruik hy woorde om vir jou te sê hulle is lief vir jou, maar hulle is ook nie lief vir jou nie. Wat die mense vir jou doen, hy gaat vir jou sê, okay, nee, die persoon gee om van my, die persoon dink aan my. So guys, ek bang vir julle terug aan die
And dit dan wat ek nog vir julle wil sê, man. If you want to know when something is valuable, is to get used to it. After you get used to it, will it still be valuable? You know? So, hier gaan gepaard met alle situasies in life. You know? Hoe langer jy met God in 'n verhouding, sê maar nou jy gaan in 'n verhouding met God ook. Jy bid elke dag. Nou meer jy bid, hoe minder gaan jy bid. Jy gaan nie elke dag kan bid. Want ons is mense, maak foute. You know? So, ek gaan jy vir jou sê, nou as die verhouding met God die moeite werd, dan gaan die twyfel inkom in jou mind. You know? So guys, die enetjie is baie complicated man, maar ek try en vir julle die enige boodskap vir julle gee. If something is worth holding on to, when you get used to it, nou, as hy persoon wat jy nou lief het nie, die moeite werd is, om jou energie op te gee, vir hy persoon, om julle altyd vorentoe te dryf, as hy persoon die moeite werd is, you know, dan kan jy call waardevol, dan kan jy call valuable, you know, nie opgroei op jouself nie, moet nie opgroei op mekaar, you know, en 'n verhouding is iets wat baie special is, maar is iets wat baie gou kan afbreek, because dis twee persone wat dieselfde goal chase, you know, en sometimes is het moeilik man om mekaar te oortuig, dis die goal wat ons gaan chase, because die persone in verhouding gaan altyd fight, hoekom man? En hulle altyd het different perspectives. That is normal guys, you know. So guys, wil net julle my eie dinge sê. Ek gaan nou afsluit met die tip. Hoe jy kan weet die persoon is vir jou of die persoon is reg, is net daar vir jou in die verhouding. Hoe jy kan weet is guys. Jy hoef niks te sê nie man. Okay, jy het jou principles, jy het jou lyne wat jy trek, dat die persoon nie moet oortree nie. Maar jy wil julle moet dit besef guys. As die persoon iets verkeerd moet doen, dan los jy die persoon. As jy vir jou, okay, nee, jy gaan maar net kyk wat jy doen. You know? Because baie van die tyd nie, dan gaan die tyd vir ons stel, dan gaan die tyd vir ons sê, you know, dit is nie waardevol. Tyd gaat vir ons sê, die tyd expose alles guys, you know, want baie persone, hulle kan nie te lang voorgee nie, you know, baie persone kan nie te lang voorgee nie, so as die persoon wat jy nou aan jou, as jy vir jouself sê, nou die persoon gee net voor man, om die my te wees, as hy gedagte het guys, dan is dit so, maar jy moet net wacht, moet nie sê vir die persoon, jy gee voor en as jy by my is, moet nie hy sê nie, maar sê either ook en hy, sê vir jouself, ek gaan maar wacht vir die tyd man, because time will tell, in time, wacht jy wait on nobody, because life moves on, you know, die lewe beweeg aan guys, die tyd gaan tel, so as jy vir jouself sê, nee, die persoon is reg van my, die tyd gaan tel, jy moet af en toe sit en kyk, you know, ja guys, hy is in die video van vandag, so ek hoop julle die nie geniet guys, so daar kon nog video's op pad, you know, ek hoop julle die nie ingevat, dit was nie baie te sê nie, maar hy wat ek nog vir julle wil gesê het, so ek hoop julle die nie geniet guys, subscribe het sien, like, comment en subscribe, peace.